Hallo julle. Hallo daar. As julle weet hoeveel keer het ons al hierdie ding opgeneem, want die honde Wat stamp is aan dit? die Take 4. take 4 of take 5. Honde stamp aan die deure, dan speel hulle hier en hulle stamp. Luidkeels. Ja. So Kom ons probeer ons weer. druk deur om dit vir julle te bring. Ons wil vir hierdie week praat oor iets wat voortvloei uit 'n stuk musiek wat ons gehoor het. En 'n mens wil amper sê by die begin waaroor ons 'n basiese idee het, maar wat ons aan die praat gesit het. Die naam van die stuk musiek is I am not what happened to me. Ek is nie wat met my gebeur het nie. En dit het ons nou 'n bietjie laat dink. Want in die eerste plek wil ons of weet ons dat wat met mense gebeur het partykeer geweldige invloed op hulle het. Ja, en dat dit wat met ons gebeur, dinge wat met ons gebeur, goed en sleg, ons definitief verander. Ja. Daar's verandering. Ons is nie onaangeraak. Ons is nie onaangeraak nie. Ons deur is trauma, want dit gaan eintlik, sê maar jy het trauma beleef. Ja, vat iets soos seksuele misbruik as 'n kind. Ja. Daar is soveel wat aan jou gedoen is in terme van jou sin vir waarde, hoe jy jouself, jou lyf sien, alles wat daarmee saamgaan, dit het 'n invloed vir die res van jou lewe. Dis iets waarmee aanhoudend gewerk moet word. En net so na die ander kant toe, maar in terme van dinge wat met mense gebeur, kinders wat in oorlog situasies groot word, kinders wat met verskriklike aggressiewe ouers groot word. Alles wat gebeur, dit is geweldige trauma. Ja. Wat in sigself eintlik cellulêr iets verander in jou. Ja. So mens sou eintlik kon sê ek is 'n produk van dit wat met my gebeur het. Ja. Mens sou dit kon sê. Daar is veranderinge, maar ek dink in wese wat die lied wil sê, dit is 'n lied van iemand wat voel dat sy haar nie gaan laat definieer wat met haar gebeur het nie. Dis reg. En dat sy in essensie nie die ding is wat met haar gebeur het nie. Dit staan los van haar. Ja. Ja. Dis iets wat gebeur het, dit het 'n invloed, dit het 'n impak, dit het gevolge, dit het haar verander op sekere maniere, maar dit is nie wie sy in wese is nie. Dis amper 'n ontdekking waartoe jy kom. Ja. En ek dink 'n groot stap in die gesond word of in die helingsproses van so 'n geweldige trauma, om daai besef te hê. Daai ding is nie wie ek is nie. Dit definieer my nie. Dit is nie, as mense na my kyk, is dit nie wat hulle sien nie. Dis reg. So met ander woorde, wanneer ons dit sê, dan sê ons nie, weet jy moet net besef dit wat met jou gebeur het is nie wie jy is nie en dit gaan die ding regmaak. Dit is amper 'n ontdekking waartoe jy kom en daardie ontdekking is deel van jou verwerkingsproses en die pad wat jy stap om daardie ding wat gebeur het te integreer in jou lewe, daardeur te werk en so aan. So dis nie dit nie. Nee. Maar dit is 'n sekere gegewe dat die verskriklike dinge wat met my gebeur nie my waarde, my inherente betekenis. Ja, my potensiaal, dit wat in my gelê is. Ja. Dat dit nie verander nie. Ek dink dit het altyd te doen met hoe ons reageer, hoe ons as jy 'n klein kind is en jy beleef hierdie dinge, hoe jy begelei word, wat gaan bepaal tot watter mate jy as die ware self van jou tot volle uiting kan kom.
Dit gaan dit bepaal Mm. en dit gaan dit beïnvloed, maar dit beteken nie dis nie daar nie. Mm. Daai diep innerlike jou talente, jou unieke eienskappe, alles wat jou maak. Mm. En dit is net so verskriklik tragies en daarmee wil mens verskriklik versigtig met dit omgaan want 'n mens besef net jy weet nie eintlik waarvan jy praat tensy daar so iets met jou gebeur het nie. Ja. Tensy jy die pad geloop het nie. Ja. Maar in terme van om na daai lied te luister van 'n sanger wat so 'n pad geloop het en wat dan daarby uitkom. Is dit waardevol om dit eintlik van iemand wat dit oorleef het. Ja, kyk ek ken nie die maar in terme net van so 'n lied. Mm. As iemand so 'n lied sou sing, wil jy sê hulle het iets beleef. Ja. Hulle besef in elk geval die waarde. Ja. Die waarheid daarvan. Die waarheid daarvan. Ja. Ja. En dan is daar nou ook weer soos Viktor Frankl in Dachau wat daai oomblik, daai openbaring gehad het van hoe hy sy vrou gesien het en die skoonheid daarvan en besef het dat jy in enige omstandighede dat jy skoonheid kan raak sien. Dat jy En die ding is dat 'n mens 'n rede het. Ja, en dat waarvoor jy lewe. Ja, en dat hy dit in daardie verskriklike omstandighede beleef het en daai belewenis gehad het wat hom deur sy lewe verder sy lewe beïnvloed het. Ja. So mense besef ook dat 'n verskriklike swaar ding soms tot baie groot dat wat kan baie groot vrug op die einde hê. Ja, dit kan jou lei tot insig. Tot insig. 'n sensitiwiteit. Ja, begrip vir ander mense wat dieselfde beleef het. 'n Voorneme dat ander nie op dieselfde manier uitgebuit word. Hulle hofprosedure nie reg hanteer word nie. Ja. Dit kan geweldige dinge hê. Ons praat eintlik, wanneer ons daaroor praat, dan kom ons weer terug na 'n basiese dinamika van die enneagram. Ja, wat praat van daai diep essensie, daai die vonk wat God in jou gesit het. Dis reg. Wat onveranderd bly, wat nie beskadig kan word nie, wat nie vernietig kan word nie. Wat jou unieke self is. Ja. En ek dink dit word baie gedemp. Die lewe demp dit op soveel maniere. In jou ego-strukture en jou ego-verdedigings. Juis as gevolg van die swaar goed wat gebeur het. Dis reg. So dit word onder hierdie laag beskerm of weggesteek. Ja. En ek dink dit gebeur in mense later lewe nie met almal nie, want ek dink vir party mense is daai vreeslike swaar ding wat gebeur, dit kleur hulle die res van hulle lewe en hulle kom nooit daarby om regtig dit verwerk te kry nie. Maar vir ander wat daarmee besig is en wat deur dit gaan, daar's 'n belewenis van, ek dink, soos ons sê, van al daai goed wat dit jou gee, wat jou in staat stel om vanuit jou plek van belewenis toe te tree tot ander mense se lewens en hulle te help om sin te maak of om deur hierdie dinge te gaan. Ja. Want dit kom daarop neer, ons sê nie dat dit wat met jou gebeur het iets ligteliks is nie. Nee. Dit sê ons nie. Ons sê ook nie dis 'n naïewe liedjie nie. Nee, glad nie. Want dis net so waar. Ja. Dis net so waar. Ja. En ons sê daarmee dat 'n sekere diep besef wat aan die basis van ons menswees lê, ons kan help met 'n baie dapper proses. Ja, dis mooi opgesom.
mens gaan steeds die verwerking moet doen. Mens gaan steeds traumaterapeute sien, sielkundiges, begeleiers. Jy gaan met mense gesels en so aan en dit gaan tyd vat. Maar ek dink wanneer daardie besef deurkom dat daar iets in ons is. Ja, dis daai en ek dink dit is iets waaroor ons ook al so gepraat het, daai sin vir waarde van onsself, wat ons self persoonlik maak nie eers saak, daar hoef nie so verskriklike dinge met jou te gebeur het nie, maar ons sukkel daarmee, met ons inherente, om te besef wat ons waarde is. En ek dink om daarby uit te kom, dit is geweldig en dit is ek dink aan ene en ek kan nie haar naam onthou nie wat die verskriklike aanval oorleef het waar sy aangerand is en haar keel afgesny is, allerhande, en sy het dit oorleef en sy het basies vanuit dit 'n motiveringsspreker geword en dis presies wat sy sê. Ek is nie wat met my gebeur het nie. Ja. Dit het nie verander wie ek in wese is nie. Ja. Ja. Ja, een van daardie klippe wat in 'n poel gegooi word en ons aan die gesels gesit het, maar wat 'n mens ook net weer baie bewus maak van mense se dapperheid op baie maniere. Wat ons ook hier by die retreat sentrum beleef, waar 'n mens gesprekke met mense het en waar ons nou onlangs 'n retreat gehad het oor die rouproses. Regtig dapper reise wat mense onderneem. So ons is regtig, ons word daardeur aangeraak en aangespreek. Dankie dat ons iets daarvan kan beleef. Volgende week gesels ons weer. Mooi bly almal. Tata.